Daar sê die kamera's aan en ons sê ook baie welkom vir ons broers en susters wat na die opname kyk en net so deel is van hierdie Pinksterbid hier die week, soos wat elkeen van ons wat hier kon wees ook is. Ons staan vanaand stil by die laaste woorde van die belydenis van Nisea. En in daardie laaste woorde bely ons die volgende. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Hierdie woorde herinner ons aan wat ons te wagte kan wees, wat nog nie gebeur het nie, maar verseker sal gebeur. En dit bevestig dat ons elke dag hier op aarde kan leef met die verwagting dat hulle wat reeds dood is, alreeds opgestaan het uit die dood, en saam met ons wat nog lewe, by die Here sal wees, en vir ewig sal lewe. Met hierdie verwagting in ons hart, kom ons bid eers saam. Liewe Here, dit was vir ons 'n groot voorreg om hierdie laaste 3 aande by mekaar te wees in U naam. En vanaand weer die 4de aand. Ons wil vir U dankie sê dat daardie tradisie wat 'n lang tyd gelede in die NG Kerk begin het van Pinksterure, Pinksterbidure, nog tot vandag toe voortgaan. En dat U ons elke keer, elke jaar seën wanneer ons hierdie tyd van die jaar, so in die begin van die winter, by mekaar is in U naam. Weliswaar is dit besig om koeler te word daar buite, selfs koud, maar in ons harte, in ons verhouding, word dit so lekker warm, in U nabyheid, gevul deur die Heilige Gees in hierdie tyd. Waar U vanaand met ons gaan praat oor die laaste woorde van hierdie belydenis wat U laat opstel het meer as 1700 jaar gelede, bid ons dat U ook deur U Heilige Gees daardeur vanaand in ons sal werk, soos net U dit kan doen. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom uit 1 Korintiërs 15 uit. Net soos 1 Korintiërs 13 bekend staan as die hoofstuk van die liefde, so staan 1 Korintiërs 15 bekend as die hoofstuk van die opstanding. 'n Mens kan gerus die hele hoofstuk lees, want dit is 'n baie besondere hoofstuk. Ons lees vanaand net hierdie 9 verse saam. En ek lees vir julle vanaf vers 50. Wat ek bedoel, broers, en ons kan byvoeg susters, is dit. Vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. Want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word en ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig. Die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde.
En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers en susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Tot sover ons skriflesing. Die laaste gedeelte van die belydenis van Nicea en 1 Korintiërs 15 praat op 'n baie positiewe manier oor die dood. So positief dat dit ons lewe voor die dood ook positief beïnvloed. Hierdie verse in 1 Korintiërs 13 praat oor ons bestaande en ons toekomstige liggame. Wanneer die een die ander sal word en hoe dit sal wees. Die belydenis wil ons herinner dat ons vleeslike liggame, die liggame wat ons nou het, belangrik en kosbaar is, want dit kom uit die hand van God. Ons moet daarom baie waardering vir ons sterflike liggame hê en so goed as moontlik binne ons vermoë na ons liggame kyk en daarna omsien. Maar soos ons almal weet, is hierdie liggaam waarin ons vanaand hier sit nie onsterflik en sonder probleme nie. Gelukkig sit ons nie vir ewig met hierdie sterflike liggaam nie. As ons sterwe voor Jesus kom, sal ons liggame in 'n verheerlikte liggaam verander word. En as ons nog lewe wanneer Jesus terugkom, sal ons liggame in 'n oogwink in 'n nuwe liggaam verander word. Hoe presies hierdie nuwe liggaam gaan lyk, moet ons voorwag en sien. Dit is deel van die groot vooruitsig wat vir ons wag. Maar ons kry daarom hier in 1 Korintiërs 15 'n paar leidrade in die woorde wat Paulus hier gebruik vir ons nuwe liggame. Die een woord wat hier gebruik word is nuut. Die ander woord wat hier gebruik word is onverganklik. Dan is die nuwe liggaam ook onsterflik. Die woordjie verander word ook hiervoor gebruik en so ook die woord oorwinning. Wat 'n vooruitsig is dit nie vir ons nie waar nie. Dit dek min of meer die belydenis oor die opstanding van die ontslapenis. Kom ons kyk nou na die lewe van die toekomstige eeu, soos dit hier in die belydenis vir ons beskryf word. Ons is bekend met Openbaring 21 en 22 se beskrywing van die toekomstige lewe, die ewige lewe. Strate van goud, poorte van parels, die boom van die lewe en die afwesigheid van hartseer, leed, smart en pyn. Alles beelde om vir ons te probeer beskryf hoe wonderlik dit gaan wees. En wat ons veral nog kan te wag te wees, is die herstel van ons verhouding met God. Die sirkel van God se verhaal met die mens sal daar voltooi word. Genesis vertel dat God se verhaal met die mens in die tuin van Eden begin het, soos ons weet. Daar het die mens in perfekte harmonie en eenheid met God geleef. Openbaring herinner ons dat aan die einde
by Jesus se wederkoms, wat weer die begin sal wees, sal ons weer in daardie volmaakte teenwoordigheid met God leef. Johannes 17 vers 3. In hierdie vers verklaar Jesus prontuit. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Dit is nou nodig, dat ons net vir 'n rukkie oplet, dat die woord ken, waarvan Johannes hier praat, iets is, wat al tydens ons aardse lewe gebeur. En nie eers wag vir die lewe hierna nie. Ons elkeen leer reeds hier vir God ken en is in 'n verhouding met hom. Dit beteken dus dat ons ewige lewe reeds hier begin het. Nou en hier op aarde. Dis 'n vars gedagte, né? Want ons dink altyd aan die ewige lewe as daar ver in die toekoms. Maar dis nie heeltemal die Bybelse boodskap nie. Die Bybelse boodskap is die oomblik as ek die Here leer ken en in 'n verhouding met hom staan, het ek alreeds die ewige lewe. Beleef ek alreeds die ewige lewe. Dit is nie iets wat eers eendag gaan gebeur nie. Natuurlik weet ons ook dat die ewige lewe daar by die Here volkome en volmaak gaan wees. Nou broers en susters, hierdie wete dat die ewige lewe nou alreeds begin het en dat ons uitsien na die opstanding, daag ons uit om nou reeds op 'n nuwe manier te lewe op grond van hierdie beloftes. Want ons het mos nou alreeds die ewige lewe. Dit daag ons uit om met, soos Paulus dit hier skryf, met waagmoed en deursettingsvermoë te lewe. In 'n wêreld vol uitdagings gee die hoop op die opstanding vir ons die krag om te volhard, om aan te hou en deur te druk. Maak nie saak hoe groot die uitdaging is nie. Daarom verklaar Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 58. Wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Alles, letterlik alles wat ons hier op aarde doen, ook alles wat moeilik is, alles wat ekstra moeite vra, alles wat ons soms moeg maak, is die moeite werd om te doen, omdat ons weet dat dit nie verniet is nie. Ons weet waarna toe dit alreeds lei. Hierdie beloftes roep ons ook op om rein, dit wil sê skoon te lewe. In 1 Johannes 3 vers 2 tot 3 skryf Johannes: Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met Jesus koester, hou homself rein, soos Jesus rein is. Ons word opgeroep om rein en heilig te lewe, afgesonder vir God se gebruik, om net vir hom en volgens sy wil te lewe, om Christus se liefde, genade en diensbaarheid oral in alles sigbaar te maak in hierdie wêreld. En hierdie beloftes inspireer ons ook om te getuig van hierdie hoop in Christus wat in ons is. In 'n wêreld wat op soek is na sin in die lewe,
kan ons vertel van die hoop wat ons in Christus het. In Johannes 13 lees ons die bekende verhaal van Jesus wat die disippels se voete was. Dit was op die vooraand van sy lyding en kruisiging. Hoe het Jesus dit reggekry om standvastig koers te hou deur wat seker sy swaarste tyd op aarde moes gewees het en nog te dien ook? Die antwoord lê in vers 3 van daardie hoofstuk. Daar lees ons: Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Jesus kon die pad met volharding stap omdat hy geleef het met die vaste hoop dat die Vader reeds die oorwinning vir hom berei het. Boonop was hy absoluut oortuig dat sy sterwe hom sou terugneem na die Vader toe. Hierdie wete het hom sterk gemaak, vir hom hoop gegee, hom gehelp om aan te hou doen wat God van hom verlang het. Ons leef vandag ook met vanaand se tema met dieselfde hoop, want ons weet waarheen ons op pad is. Dit is dieselfde hoop wat vir alle ander mense ook beskikbaar is en wat hulle so nodig het. Mag die Heilige Gees ons lei om hierdie hoop nie net vir onsself te hou nie, maar ook met almal rondom ons te deel. Amen. Soos jy gebruik by ons Pinksterbidure, gaan ek weer so, dat ek gou kyk, 3 vragies in julle midde laat, vir bepeinsing, vir oordenking, en as jy wil, vir gebed, om in stil gebed met die Here daaroor te praat. Kom ons begin by die eerste vraag. Hoe laat hierdie belydenis oor die opstanding en die ewige lewe jou voel oor geliefdes wat jy al aan die dood afgestaan het? Hoe laat hierdie sekerheid van die opstanding van die liggaam, 'n nuwe liggaam en die ewige lewe jou voel oor geliefdes wat jy al aan die dood afgestaan het? Van julle wat vanaand hier sit en ingeskakel is dit nog baie rou wanneer ek hierdie vraag vra. Want julle het kort gelede deur so 'n ervaring gegaan. Vir ander van julle het dit al lank terug gebeur. Maar daai seer is natuurlik nog daar. Miskien is dit hoekom die Here vanaand vir jou die vraag vra. Dis asof hy vanaand vir jou sê, ek weet van jou verlange, weet van jou hartseer, maar hou in gedagte wat ek vanaand vir jou gesê het oor die liewe liggaam, die opstanding en die ewige lewe. Wat sê dit vanaand vir jou as jy aan jou geliefdes dink wat jy vanaand so baie mis?
Tweede gedagte. As jy vanaand na jou eie liggaam kyk, jy kan hom eintlik nie ignoreer nie. Hy's nogal deel van jou lewe. Jy kan aan hom raak, aan haar raak, daar waar jy sit. Jy ken daai liggaam van jou baie goed, want jy leef moontlik al dekades in daardie liggaam. As jy so na jou liggaam kyk, hoe voel jy daaroor dat jy 'n nuwe, verheerlikte liggaam gaan kry? Vir my beteken dit 100% visie. En ek kan weer bestuur, alhoewel ek dink nie daar gaan karre in die hemel wees nie, so. Maar miskien beteken dit vir jou iets anders. Wat beteken die feit dat jy 'n nuwe, verheerlikte liggaam gaan kry? As jy vanaand jou eie liggaam voel en jou eie liggaam sien. Natuurlik het jy nog nie daai nuwe verheerlikte liggaam nie. Jy het nog steeds jou ou liggaam, jou aardse, jou sterflike liggaam. En daai liggaam gaan nog 'n rukkie met jou wees, met al sy krokke en al. Maar daai liggaam is nie 'n flop nie. Dis nie 'n gemors nie. Dis nie 'n mislukking nie. Dis nie 'n fiasko nie. Want God het jou gemaak. Kyk jy goed genoeg op hierdie oomblik na daai liggaam? Al gee hy dalk so nou en dan vir jou 'n harde tyd. Hoe versorg jy op hierdie oomblik jou liggaam wat jy nou het? En dan die laaste gedagte het te doen met die ewige lewe, waaroor ons elkeen 'n bietjie kan dink. En as ons wil ook met die Here daaroor kan praat. Ons het vanaand die verrassende ontdekking gemaak, en dalk is dit nie die eerste keer dat jy dit hoor nie, dat jy nou alreeds in die ewige lewe is. Ja, dit gaan later volmaak en volkome wees, maar jy is alreeds in daardie ewige lewe. As jy dit onthou, hoe gaan dit nou die res van jou lewe beïnvloed? Totdat jy die volmaakte en volkome ewige lewe daar by die Here het. Gaan dit 'n verskil maak oor hoe jy nou lewe, terwyl jy eintlik alreeds in die ewige lewe is.
O Heilige Gees, U kyk niks in ons lewens mis nie. U weet ook dat ons so graag meer wil weet oor ons toekoms, oor die ewigheid. En daarom gee U vir ons 'n kykie daarin. Dankie dat U ook ons vanaand weer vertroos het, want ons het ook 'n kykie gekry na die wêreld en na die liggame wat ons geliefdes by U nou al reeds beleef. Dankie dat U nie vir ons laat wag om die wonderlikste, mees intiemste, persoonlike verhouding met U te hê nie. Ons kan dit nou alreeds hê, op hierdie oomblik. Dankie daarvoor. En dat ons kan uitsien daarna, dat dit net beter en beter en beter gaan word, en uiteindelik volkome en volmaak sal wees. O Heilige Gees, laat ons ook met ons gebroke liggame hier op aarde alreeds ietsie beleef van U teenwoordigheid en van harmonie en eenheid met U. Baie dankie daarvoor, o Gees van God. Amen. Kom ons sluit af met daai pragtige lied, My enigste troos. In lewe en in sterwe is dat ek aan Jesus Christus behoort. Bladsy 65. Ons het hom ook al vroeër in die week gesing, maar is so gepas by vanaand se tema, dat ons in lewe en in sterwe nie aan onsself nie, maar aan ons getroue, saligmaker, verlosser, Jesus Christus behoort. Sê een van ons ander belydenisskrifte, die Heidelbergse Katekismus, heel in die begin. Kom ons staan, en dan sing ons daar die lied 32, al twee die verse, hartlik saam. My enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort nou aan Jesus, niks sal my wat van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Hierdie woord, die betroubare gids wat ons lei, en sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Jesus, niks sal my van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Liewe Here, ons sien so daarna uit om met ons nuwe verheerlikte liggame saam met ons geliefdes vir ewig, soos vanaand, daar by U persoonlik te wees. Baie dankie dat ons weet dat alles ons nog nie daar nie, is U deur U Heilige Gees nou alreeds elke sekonde van elke dag en nag by ons en in ons. In Jesus se naam. Amen. Dankie vriende
vir julle bywoning van die 4 aande en julle wat aanlyn ingeskakel het. Ek nooi julle nou al reeds uit vir die Pinksterfees eerskomende Sondag, die Heilige Gees se fees. Kom ons gaan ook met verwagting in daardie diens in en ons bid vir daardie diens. 'n Mooi aand vir julle verder.